Die storie ken julle baie, baie goed. God kom en hy skep Adam en Eva. En hy praat met Adam en Eva en hulle praat met God. En dan gebeur iets. Iets gebeur en die skepping breek. Die intieme verhouding tussen God en sy kinders kraak. En na dit gebeur, praat God nog steeds met Adam en Eva, maar hulle praat nie meer met hom nie. Hulle kruip weg van die verhouding, die intieme verhouding wat hulle vroeër met God gehad het. Maar hierdie verwerping ontmoedig dan nie vir God nie, en hy hou aan praat met sy stoute kinders. Ons hoor hy praat in die verhaal van Kain en Abel, en hy praat met Noag, en hy praat met Abraham, en so lees ons die stories wat julle goed ken. En dan kom Moses. En Moses is niks vermoedend besig met sy lewe, en God kom en hy praat met Moses, en Moses begin God se weg volg. Ons lees in Eksodus 33 vers 11, dat God en Moses sit en gesels soos ou vriende. So steeds hierdie direkte kommunikasie tussen God en sy kinders. 'n intieme verhouding, iets soos 'n vriendskap, maar iets meer as 'n vriendskap. Ware gemeenskap, community, soos dit oorspronklik bedoel was om te wees. En dan gaan die storie verder. Ons hoor dat God Moses opdrag gee om sy volk uit Egipte uit te vat. Hy doen dit en Israel, God se volk, trek dan vir 40 jaar in die woestyn rond. En ons hoor dat God is so naby, so intiem by hulle betrokke, soos 'n vuurkolom wat hy in die nag gee, en wolke wat hy in die dag gee, en manna en kwartels wat hy vir hulle gee om te eet. So naby is God aan sy volk in Israel. En dan gebeur daar weer iets. Israel, God se volk, begin sien dat om in so intieme verhouding met God te leef, is risky business. Iets word van hulle gevra wat hulle nie bereid is om te gee nie. En dan besluit hulle dat hulle nou wegtree uit hierdie verhouding, hierdie intieme verhouding met God tree. En dat hulle vir hulle 'n tussenganger insit tussen hulle en God. En dit is dan Moses. Dat hulle nou nie meer intiem persoonlik by God betrokke hoef te wees nie, want dit vra te veel. En so begin die lang lyn van rigters en konings en profete waarvan ons dan lees in die Ou Testament, wat tot aan die einde van Israel se bestaan tussen God en sy volk staan. En dan kom Jesus. En Jesus kom leer ons van die koninkryk van God en hoe dit in hierdie koninkryk moet lyk. Jesus kom sê dat die lewe in hierdie koninkryk slegs moontlik is as ons na God se woorde luister en as ons dit gehoorsaam. Hy sê hierdie koninkryk, die koninkryk van God is propvol intieme persoonlike verhoudings tussen God en sy mense. Dis hoe dit lyk in die koninkryk van God. Dat God praat steeds, hy leer steeds, hy lei steeds, hy doen steeds dinge hier en nou in sy koninkryk. Dat die skepper van alle dinge 'n intieme persoonlike verhouding met elkeen van ons begeer. En dat hy alles van sy kant af doen wat nodig is om gedoen te word vir hierdie verhouding. Hy doen dit. Maar die dinge wat ons moet doen van ons kant af vir hierdie verhouding, dit is die dinge wat bepaal of ons so 'n verhouding met God gaan hê of nie. So vanaand praat ons oor een van die geestelike dissiplines, een van die gewoontes, wat ons kan help om hierdie intieme verhouding met God te kweek, te cultivate. 'n Verhouding waarin ons God se stem duidelik hoor en in staat is om sy woorde te gehoorsaam. Ons praat vanaand oor Christelike meditasie. Nou as ek sê meditasie, dan praat ek nie van oosterse meditasie nie. Die meditasie wat julle al op die TV gesien het, of wat julle iewers anders gesien het, waar daar een of ander Boeddha of iemand is wat kruisbeen sit met sy vingertjies so, ek weet nie eintlik hoe sit hulle nie so. En dan gebeur daar iets misterieuse goed gebeur, daar word geheime mantras gechant, en daar's 'n buiteliggaamlike outer body ervaring. Dit is nie Christelike meditasie nie.
glad nie. Die Oosterse meditasie gaan fokus baie op om vry te kom van wat in jou kop aan die gang is en wat om jou aan die gang is. Jy moet vrykom van hierdie wêreld. En hierdie vryheid bring jou dan tot by nirwana, hemel. Christelike meditasie lyk glad nie so nie. Christelike meditasie stop nie by die leegmaak, die bevryding van die goed om jou nie. Dit fokus baie sterker op die volmaak weer van God en God se dinge en God se woorde. Dit gaan oor om ons fokus op God te sit, totaal op God. En wat God vir ons sê en hoe ons dit dan kan gehoorsaam. So Christelike meditasie is heeltemal anders as al die ander meditasies wat bestaan, want dit gaan oor ons Here Jesus Christus. En dis so eenvoudig soos dit. Die Renovarie Bybel sê, meditasie is a prayerful rumination, 'n nadenke, oordink, upon God, His Word and His world. Dis wat meditasie is. En reg deur die Bybel hoor ons iets van hierdie meditasie. Die twee woorde wat gebruik word, wat verwys na meditasie in die Bybel, hoor ons 58 keer. Kom ons lees 'n paar van hulle. Sal jy vir my opsit, asseblief Neil? Josua word geroep deur God aan die heel begin en God sê dan vir hom, hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. En dan begin die hele psalmboek met 'n gedeelte waar die psalmis skryf oor hoe God na sy kinders kyk. En dan hoor ons dit. Dit gaan goed met 'n mens wat nie luister na mense wat verkeerd doen nie, wat nie doen wat sondaars doen nie, en wat nie saam spot wanneer mense sit en spot nie. Dit gaan goed met 'n mens wat lief is vir wat die Here sê, 'n mens wat elke dag en nag dink aan wat die Here sê. En dan later in die psalmboek, dan lees ons dat die psalmis iets skryf van sy verhouding met God, van wat dit is wat tussen hom gebeur op hierdie reis van die lewe. En hy sê, ek is verstandiger as almal wat vir my geleer het, want ek dink aan wat U gesê het. Ek bly die hele nag wakker, sodat ek kan dink aan wat U beloof het. En dan in die Nuwe Testament in Filippense, vriende, ek wil vir julle nog iets sê. Julle moet altyd dink aan die dinge wat waar is, wat mooi is, wat reg is, wat rein is, wat pragtig en goed is. Ja, julle moet dink aan alles wat mooi is, alles waarop 'n mens trots kan wees. Julle het geleer en gehoor en gesien hoe ek lewe. Julle moet dieselfde doen. Dan sal God wat vrede gee by julle wees. Nou die woordjies wat ek onderstreep het, sal nou in Engelse vertaling, soos die Message vertaling, altyd vertaal word met meditate upon. En dan Frederik Faber se mooi gediggie. Only to sit and think of God. Oh, what joy it is. To think the thought, to breathe the name. Earth has no higher bliss. En dan lees ons Jesus mediteer. Jesus mediteer om tyd saam met sy Vader te spandeer. Om te soek na sy woorde, om na sy stem te hoor, om sy woorde te hoor en dan dit te gaan gehoorsaam. En dan lees ons, Jesus nooi ons uit om presies dieselfde te doen. So al God se kinders, Jesus in kluis, wat deur die bladsy van die Bybel stap, ken meditasie goed. Dit was deel van hulle geloofsreis. En ons lees baie daarvan. En ons lees hoe dit hulle harte verander het. Hierdie mense wat naby aan God se hart geleef het, mense met wie hy gepraat het, nie omdat hulle spesiale vermoëns gehad het of spesiaal of besonders was nie, net omdat hulle bereid was om te luister. So nie net lees ons van meditasie in die Bybel nie, ons lees ook in die boeke van ou bekende Christene deur die eeue heen, dat meditasie iets is wat Christene veronderstel is om te doen. En dan lees ons al hierdie skrywers se ervarings is dieselfde. Intimiteit met God, die luister, die hoor van God se woorde en die ontdekking van God wat naby is. Teofan, die kluisenaar het hulle hom genoem, een van die Russiese mystici, een van die groot skrywers van die Russiese godsdiens.
Hy verduidelik dit so, maar hy sê, meditasie is om verby jou gedagtes te kom, en in jou hart in te sink, en daar voor God te staan te kom. Om daar God in die oë te kyk. Thomas à Kempis sê, meditasie bring ons tot 'n ou bekende vriendskap met Jesus. En dis nou nie 'n mushy, giddy, buddy, oppervlakkige vriendskap nie. Dis 'n diep, intieme liefde en vriendskap. Dis wat hier beskryf word. Hartsvriende, 'n tipe verhouding waar jy al jou maskers kan afhaal en nog steeds aanvaar kan word. Dit is die vriendskap wat Thomas à Kempis gebruik as hy sy ervaring van meditasie beskryf en sy verhouding met God beskryf. God praat, hy deel hierdie diep, intieme verhouding en hy doen dit nog steeds. Hy het nooit opgehou om dit te doen nie. En meditasie, sê ons geloofsbroers en susters van die verlede, dit is die ding wat ons gaan oopmaak om dit te ontdek. Om hierdie vriendskap wat God aanbied, hierdie intieme, liefdevolle vriendskap wat God vir ons gee. Meditasie kan ons help om dit oop te breek. En om God se stem te hoor en rus by God te gaan ontdek en te gaan ontdek dat God vir jou lief is en dat hy naby is en dat hy na jou toe kom en dat hy jou nader aan hom trek. 'n innerlike vriendskap wat ons van binne af transformeer sodat ons uiterlik kan begin leef soos wat God van ons vra. Meditasie is een van die groot instrumente wat God ons gee sodat ons daarmee getransformeer kan word. Sodat ons van binne af verander kan word, sodat ons sy woorde kan gehoorsaam. Sodat ons van binne getransformeer kan word, sodat ons meer volheid, meer vervulling, meer liefde, meer God kan uitleef. En dis tog waar dit gaan. Broer, dis hoekom ons hier is, dis waaroor alles gaan. Hoekom sal ons dit dan nie probeer nie? Hoekom sal ons dan nie Jesus se uitnodiging aanvaar en meditasie deel van ons lewe en van ons reis van God maak nie? Nou as ons dit dan aanvaar, as ons aanvaar dat God aanhoudend met ons praat en aanhoudend hierdie vriendskap, hierdie liefde, hierdie verhouding aanbied, maar ons het nie die vermoë om dit te hoor nie, maar ons begeer dit, dis ons diepste behoefte is om God se stem te hoor. As ons dit dan sê, dan moet ons dieselfde asem sê, okay, maar hoe doen ons dit dan? As ons aanvaar dat meditasie iets is wat ons dalk kan help in hierdie reis saam met die Here, vir ons om sy woorde te hoor, hoorbaar, hoe doen ons dit? Hoe berei ons voor vir meditasie? Die heel eerste belangrikste ding is om na jou tyd te kyk. Dit is waar, ons kan op geen ander plek begin nie. John het volgens dieselfde vraag gevra. Hoe lyk jou dagboek? In hoe mate beïnvloed of regeer die dringende goed in jou lewe? Jou dagboek. Jou bestaan, jou besluite, jou keuses. As ons lewe vol maak, of die dringende goed wat elke dag opduik, is waaroor ons lewe gaan, hoe op dese aarde sal ons die Here kan hoor? So as ons dit dan weet, as ons weet dat ons is deel van 'n gejaag en 'n geraas en baie mense, Richard Foster noem dit 'n muchness en 'n manyness van die lewe. Dit wat ons die hele tyd verskonings gee om nie by God uit te kom nie. As ons weet dis so, kan ons dan doelbewus kies om teen dit op te tree. En letterlik in jou dagboek te gaan inskryf, hierdie 5 minute, of hierdie 10 minute, of hierdie 30 minute, of hierdie uur, dit is my tyd saam met God, en dit is prioriteit. Niks anders meng daarmee in nie, dit is so belangrik soos die volgende belangrike ding in my dagboek. En dit word nie uitgekrap nie, dis daar. So die heel belangrikste ding wat ons kan doen, as ons sê, dat tyd saam met God is vir ons belangrik, en dat meditasie iets is wat ons wil inbring in ons bestaan en in ons reis, dan is om ons tyd te prioritiseer belangrik. Maak tyd vir God. Dan is dit baie belangrik om 'n lekker plek te hê waar jy met die Here kuier. Dis baie belangrik. Soek 'n plekkie in jou huis waar
waar dit nie te warm is nie, maar is nie te koud nie, en is nie te sag nie, en is nie te warm nie, en daar's nie afleidings nie, en dis nie so dat jy wil aan die slaap raak nie, maar is ook nie so dat jy ongemaklik is nie, 'n plek wat goed is vir jou en God, julle plek, wat julle saam geniet. En dis dieselfde plek waartoe jy die hele tyd terugkom, as jy 3 keer 'n week mediteer, of 5 keer, of 7 keer, hoe dit ook al sê, dit is die plekkie, julle plekkie. Gaan soek dit, en besluit dat dit is waar hierdie tyd saam met die Here spandeer gaan word. En dan is dit baie belangrik om gemaklik te wees. Ons moet nie so sit, of so lê, of so staan, dat ons rug begin pyn, of ons nek begin seer word, of ons bloedsomloop toedruk. Dit moet so wees dat ons vir 'n rukkie gemaklik kan sit saam met die Here, sonder enige afleidings. Ons kuier die heel lekkerste as ons fisies gemaklik is. Nou dieselfde beginsel geld wanneer ons met die Here kuier. Ons moet fisies gemaklik wees en ons omstandighede moet goed wees. En so kan ons kwaliteit tyd saam met die Here spandeer. Wie van julle weet waar is julle Bybels? Julle sal seker nou nie sê, as julle nie weet nie. Weet jy waar is jou Bybel? Gaan haal hom, gaan soek hom. Stof hom 'n bietjie af, en dan het jy hom nodig, as jy hierdie week gaan oefen om te mediteer. Vat jou Bybel en soek 'n plekkie waar jy wil lees, enige plekkie. Dit kan 'n gelykenis wees, dit kan 'n wonderwerk wees, dit kan 'n spreek wees van die Here, dit kan een van die stories van die Ou Testament wees, Noag en Moses en daai klomp. Kies 'n stukkie, en dan gaan sit jy op daai lekker plekkie wat jy nou vir jou reggemaak het, en jy lees die teks. En nou sê Bonhoeffer, jy lees hom nie net sommer nie, jy lees daai teks soos 'n love letter. Nou julle skryf nou seker nie meer briewe vir mekaar nie, nê? Soos 'n love WhatsApp. Jy lees hom soos 'n love WhatsApp. As iemand vir jou 'n liefdesboodskapie stuur, dan lees jy hom nie haastig nie, jy lees hom nie analities nie, jy lees hom nie tegnies nie, jy soek nie in hom iets nie, jy lees hom stadig, en jy lees hom herhaaldelik. En jy lees hom soos hy na jou toe kom. En dit is hoe God se teks gelees moet word. Want God is so lief vir jou, dat hy in liefde hierdie teks vir jou gee. Hy het so lief vir jou, dat hy hierdie woorde vir jou laat lees. En dis hoe ons dit dan lees as ons mediteer. Studie van die Bybel is iets heeltemal anders. Dis goed om dit ook te doen, maar ons kom daarby, dis 'n ander dissipline. As ons lees wanneer ons mediteer, is dit net 'n lees. En ons lees die storie soos dit na ons toe kom. En dan, as ons gelees het, kan ons uiteindelik begin mediteer. Nou mediteer hier beteken oordink, nadink, bepeins, wonder, herkou. Ons het net na die woord opgesoek. Dis dieselfde woorde wat gebruik word, rumination, wat ek net nou gelees het, en die woord hulle gebruik vir herkou, wat 'n koei doen, julle weet. Kou 'n bietjie hier die grasie, rol hom, kou hom bietjie, totdat die laaste sappige lekker uit daai grasie uitgekou is. Dis wat ons moet doen met die teks wat ons lees. Ons oordink en ons dink weer, en ons kou hom bietjie hier en ons rol hom en ons kou hom bietjie daar. En so is ons besig met die gedeelte wat ons gelees het. En dan wonder ons bietjie, wat wou die Here hierdeur sê? En ons word deel van die gebeure. Ons is Moses wanneer hy sê die water moet oopmaak. Of ons sit daar en ons proe die broodjies en die vissies wat Jesus nou net vir ons gebreek het. Of ons laat ons verbeelding ons weet deur die hele storie gaan en ons gaan saam met dit. Of ons vra, soos, maar wat sal hierdie storie, wat sal hierdie stuk wat ek gelees het nou in my lewe beteken vandag? Of wat wil God nou eintlik vir my sê hierdeur, vir my hier en nou? Gebruik jou sintuie. Daar's nie reg of verkeerd wanneer ons nou sit en nadink oor dit wat die Here vir ons geskryf het nie. Die woorde wat ons gelees het, moet ons verby ons gedagtes laat kom, sodat dit in ons harte insink. Sodat dit jou transformeer. Dat wanneer jy nou met jou ma, of met jou pa, of met jou man of jou vrou praat, jy daardie woorde van God, wat nou deel is van jou hart, sal onthou, voordat jy praat. Of
wanneer jy 'n onaangename situasie by die skool of by die werk moet uitsorteer, dat jy daardie woorde van God, wat nou deel is van jou hart, sal onthou, voordat jy optree. Of as jy voor die versoeking staan om ongeduldig te wees, of ontrou te wees, of oneerlik te wees, dat jy daardie woorde van God, wat nou deel is van jou hart, sal onthou, voordat jy dit doen. Of wanneer ons by ons vyande kom, dat ons daardie woorde van God, wat nou deel is van ons hart, sal onthou, voordat ons enigiets doen. Meditasie is nie sodat jy en God mekaar lekker warm kan broei, en daar in julle hoogheiligheidskokonnetjie te kan gaan sit, en afkyk op hierdie sondige wêreld, en almal veroordeel nie. Dis nie wat meditasie is nie. Meditasie is vir jou en vir my, vir hier en nou, hierdie wêreld. God transformeer ons in hierdie proses, sodat ek en jy hier en nou beter kan wees, meer kan wees, soos Jesus kan wees. Meditasie is iets wat die Here vir ons gee, sodat ons kan ontslae raak van al die klatter om ons, en op hom kan fokus. Want die Here weet dis wat ons nodig het. Die Here weet dat ons sonder sy woorde en sonder 'n gefokuste hart nie deur hierdie wêreld, deur hierdie lewe gaan kom nie. Dis te moeilik, dis te swaar en ons is te swak. Ons het nodig om iets doelbewus te doen om ons oop te maak, sodat ons die Here kan hoor. En meditasie is een van daardie dinge. So, ons kan baie lank praat oor die dit en die dat en die hoe en die wanneer van meditasie. Maar daar is net een manier om dit te verstaan. En dit is om dit te doen. So dis wat ons nou gaan doen. Ons gaan nou 'n gedeelte lees, onthou nou soos wat ek vir julle gesê het, soos 'n love letter. So julle gaan nie nou kyk na hoe groot die H is en hoe die halwe woordjie afgesny is en wat nou eintlik daar agter kom nie. Julle lees net die teks soos hy na julle toe kom. Ek gaan hom een keer lees, julle kan hom weer lees en julle kan met hom weer deur hom gaan soveel keer as wat julle wil. As jou gedagtes nou dwaal in die stilte, of jou konsentrasie, sukkel met jou konsentrasie, dis oukei. Jy hoef dit nie die eerste keer reg te kry nie, solank jy net gaan probeer weer en weer. Werk sag met jouself in hierdie proses, die Here doen. So julle mag ook. Okay, so as ons nou die teks lees, dan oordink julle in die stilte die teks. Bepeins dit. Word deel van die gebeure. Wees in die bootjie en voel hoe bang jy is, want daar's nou 'n storm om jou. Of voel die sout water op jou gesig, of die reën op jou gesig, of voel hoe dit voel om nou in die koue water te verdrink, soos Petrus. Wees Petrus. Voel hoe die Here jou uitdruk. Of sit in die bootjie, wees een van die ander disippels en kyk hoe hierdie hele storie nou voor jou afspeel. Wees net 'n kyker. Of wonder bietjie oor die dinge wat jou opval uit die teks. Vra die vraag. Hoekom, waarom, waar pas dit in my eie lewe? Vra die Here hierdie vraag vir jou. En wat beteken dit vir jou lewe? Gebruik jou sintuie. Ryk, voel, proe, sien, hoor. Want jy's nou daar. Jy's nou daar wanneer dit gebeur. Laat jou verbeelding jou deur die storie vat. So ons gaan hom lees en dan gaan ek 5 minute stilte gee en daarna eindig ons. Ons lees Matteus 14 vanaf vers 24. Sit lekker gemaklik, so gemaklik as wat jy kan sit. Wat werk as jou voete lekker plat voor jou is en jou arms partykeer lekker oop op jou skoot, omdat jy iets van die Here ontvang. En dalk sukkel jy nou met jou konsentrasie, maar respekteer asseblief die ou langs jou en sy ervaring. En probeer. Matteus 14. Intussen was die disippels reeds ver uit op die see, toe daar 'n storm opsteek. Groot golwe en 'n sterk wind van voor het dit vir hulle baie moeilik gemaak om te roei. Kort voor dagbreek die volgende môre het Jesus besluit om na sy disippels toe te gaan. Hy het sommer op die water na hulle toe gestap. Toe die disippels hom sien, het hulle mors dood geskrik. 'n spook, het hulle benoud uitgeroep. Maar Jesus het hulle dadelik gerus gestel. Bedaar, dit is ek.
Moenie bang wees nie. Petrus roep toe, Here, as dit regtig U is, sê dan vir my om op die water na U toe te stap. Waarvoor wag jy? Kom, het Jesus geantwoord. Petrus het dadelik uitgeklim en op die water na hom toe begin stap. Maar toe hy sien hoe sterk die wind is, het sy moed hom begeef. Hy het begin sink. Hy roep toe benoud, Here, red my. Jesus het sy hand vinnig uitgesteek en hom uit die water opgetrek. Hoekom is jou geloof so klein? Hoekom hou jy nie aan glo nie? Het hy verwytend vir Petrus gevra. Mag hierdie geestelike dissipline, mag meditasie vir julle 'n lig wees op julle reis saam met die Here. Die van julle wat die oefeninge wil hê, asseblief laat weet my. Ons het so mooi uitgeskrewe oefeninge stap vir stap wat julle hierdie week kan volg as dit iets is wat julle wil doen. En mag dit vir julle 'n goeie ontdekkingsreis wees. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en bly. Amen.